Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Ons sluit af hierdie Bybelstudie met die reeks oor gebed. En vandag gesels ons bietjie saam oor om vir mekaar te bid. Ons gaan 2 tekste lees, maar voor ons verder gaan, kom ons gee net geleentheid om saam te bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier kan saam wees. Lei tog hierdie groep wat saam kyk en saam gesels oor hierdie tema. Here, om regtig die Gees te hoor, die Gees wat lei om hierdie geleentheid sinvol te maak, om hierdie geleentheid te maak wat U wil hê, dit moet regtig wees. Amen. Ons gaan nou 2 tekste saam lees. Die eerste een is uit Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Kom ons lees dit saam. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle in sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Dan die volgende gedeelte wat ons saam lees is uit 1 Johannes 4, ons gaan so gedeelte lees van 9 tot 12 en dan skiep ons van vers 19 tot 21. Kom ons hoor wat staan daar. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het na die wêreld toe gestuur sodat deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sonde. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons kom sy doel tot volmaakte bereik. Dan vanaf vers 19. Ons het lief omdat God aan ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy leienaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Een van my gunsteling tekste in die Bybel is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Hy sê so lief. Hoe lief? So lief dat hy sy seun gestuur het. Dis so half van hoe lief, hoe groot is hierdie liefde van Jesus? Hoe lief is God vir ons? Gaan kyk aan die kruis. Dis waar ons sy liefde sien. Ons kan so maklik wonder, wat is God se liefde? Hoe groot is God se liefde? Dis ook iets wat die Efesiërs teks probeer sê. Van hoe sien ons hoe groot is God se liefde? Ons gaan kyk aan die kruis. Waar liefde is dit wat ek en jy aan die kruis sien. Die kruis is waarin ons liefde meet. Daarom sien ons ook dat ware liefde is nie iets wat ons het nie. Want ek en jy het nie aan 'n kruis gesterf nie. Maar ware liefde is dit wat aan die kruis is. Hierdie liefde wat aan die kruis is, daar's nie voorwaarde nie. Daar sê nie, jy moet dit en dit en dit doen, dan is God lief vir jou nie. En natuurlik, uit hierdie liefde wat God vir ons het, moet die liefde vloei vir mekaar. Want jy kan nie sê, jy is lief vir God,
maar dan haat jy jou broer nie, want dan is jy leenaar, dan is jy nie lief vir God nie. En natuurlik weet ons die grootste gebod wat God ooit vir ons sê is, die liefde wat ons vir hom moet hê, en die liefde wat daaruit moet vloei vir mekaar. En daarom as ons lief is vir mekaar, leer ons mekaar ken, staan ons in 'n verhouding met mekaar, en kan ons nie anders as om daardie verhouding, die wonderlike goed met mekaar te deel nie, maar ook die hartseer tye. Ook die dinge waarvoor ons vir mekaar moet bid, vir krag sien ons in ons teks, vir volharding, maar ook dan een van die belangrikste goed, is dat ons vir mekaar moet bid, vir ons verhouding met Christus. Ons verhouding dat hy in ons hart sal lewe, maar ook ons verhouding wat in hom gewortel moet wees. En daarom kan ons nie anders as om vir mekaar te bid nie. Mag jy regtig die liefde van Christus verstaan, mag jy ietsie van dit begryp wat groter is as wat ons ooit kan meet. En mag uit daardie liefde uit vir Christus, die liefde vir mekaar groei, en mag daardie liefde dan vir mekaar oorgang in gebed. Gebed vir mekaar, 'n gebed wat net kan bestaan as daar goeie verhoudings is. Mag jy met mekaar en jou naaste, soos Jesus dit beskryf, elkeen tot jou vyand, mag jy dan so vir mekaar bid.